Maar ja, om oor die Heilige Gees te praat is wonderlik. Want vandag is dit Pinksterdag, is die geboortedag van die kerk. Ek wil net vir julle, moet ek nie eens gemerk nie. Ek gaan net vir julle so stukkies uit Handelinge lees, die Handelinge 1 en 2. Dit is sulke stukkies. Julle weet op hierdie stadium, in 'n rukkie voor hierdie gebeurtenis, het die Here oor sy disippels geblaas en vir hulle gesê, ontvang die Heilige Gees, né? Maar die Heilige Gees was nog nie daar nie, né? En op 'n stadium het Jesus vir Petrus gesê, luister, die dag, ek bid dat die dag wanneer jy tot bekering kom. Hy het 3,5 jaar saam met Jesus geloop en sê die Here, eendag as jy bekeerd is, né? So, dis moontlik om in 'n kerk te sit en te sê jy's bekeerd of jy's doop met die Heilige Gees, en dan sê Jesus vir jou, luister, ek bid dat jy tot bekering kom, eendag jy tot bekering kom, né? Maar anyway, toe het hy gesê, ek bid, ek stuur vir julle ander trooster, dat die God die Vader 'n ander trooster stuur. En dit het nou hierso, in hierdie tyd waar ons nou is, vandag het dit gebeur, baie jare terug. En wat gebeur het? Daar was omtrent 120 disippels in die boventrek, daar wil hulle altyd die nagmaal gaan hou het, né? Maar Jesus hulle altyd die laaste, die nie nagmaal, hy het hulle nog nie nagmaal gebruik nie, die Pasga gaan vier het. Dit was 'n intieme ete wat hy saam met jou huisgesin geëet het, en Jesus huisgesin, soos wat hy gesê het, wie is my broers, wie is my susters, wie is my ma? Hulle wat die wil van my Vader doen, hulle is my broers, my susters. Nou saam met hulle het hy daar in die boventrek gewees, die disippels, né? En op baie stadium is hulle nog nie as apostels genoem nie. Maar, en hy sê, nie lank na die tyd nie, sal julle aangeraak word met die Heilige Gees en met vuur. Die klem val vandag op die vuur van die Here. En die Heilige Gees bevele gegee, okay. Want Johannes het wel met water gedoop, maar die Godse Gees gaan julle doop met die Heilige Gees en met vuur in die dag. Maar julle, nou sê vir hulle, maar julle sal krag ontvang. Hy sê, gaan wag in Jerusalem, tot julle aangedoen. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, en in die hele Judea, Samaria, en tot aan die uiteindes van die aarde. En dit waar die uiteindes van die aarde is, hier waar ons nou is, in die heelste suidste punt van Afrika, tot aan ons het hy dit beloof. Julle sal my getuies wees. Eers in Jerusalem. Wat beteken Jerusalem vir die Jode wat in Jerusalem bly? Dis daar waar hulle bly. Vir ons is dit verliers, né? Dis ons Jerusalem. Dan in die hele Judea, Judea is 'n streek, dis soos Mafube, Cornelia, Frankfurt, Kalabotje, Namahadi, dis Judea, dis ons streek, julle gaan daar so getuies vir my wees. En dan Samaria was gewees, waar die Samaritane gebly het, en vir Jode was die Samaritane veragtelike volk, want hulle was baster Jode gewees, en as hy 'n Samaritaanse skaduwee op 'n Jood geval het, die Jood dadelik gaan bad, want hy is nou vuil, en dis hoekom Jesus altyd die Samaritaan gebruik het as barmhartig, nie die priester en die owerstes nie. Hy het die Samaritaan, dit wat die mense gedink het, die slegste op aarde is, het hy gebruik as 'n voorbeeld van die barmhartige Samaritaan. Maar aan die einde van die aarde kom hy belofte toe, hier waar ons nou is, het dit ook gekom, saam met John G. Lake. Hulle almal het eendragtig volhard in gebed. Dis nou wat vir 10 dae in daai boventrek was, waar hulle gaan wag het. Hulle het gebid. Hulle het nie geweet wat gaan gebeur nie. Hulle het niks geweet wat gaan gebeur. Hulle het net gebid en geweet, die Here het hulle belofte gegee, hulle moet hier wag, en het gebid, en hulle het eendragtig geword. Jy weet, as jy familie is, baie keer het familie nie eendragtigheid met mekaar nie, maar hierdie ouens het gebid, en gebed veroorsaak eendragtigheid. Is dit nie so nie? As 'n spreekwoord sê, the family that prays together, stay together. Dat eendragtig het hulle gebid, en gebed, het hulle gebid,
En dit het, Jesus het bo in die hemel gebid, en gesê, Vader, stuur hulle die Heilige Gees wat ek hulle beloof het, en hulle het 'n nuwe trooster, jy weet, Jesus is een mens, en 'n mens kan net op een plek, op een tyd wees, of hy is in Jerusalem, of hy is hier, hy kan nie all over wees nie, maar die Gods Heilige Gees, het die vermoë om oralste te kan wees, gelyktydig, waar ook al sy kinders is, waar ook al die Here, die genade of hy genesings of enig iets nodig gehad het, die Heilige Gees het die vermoë om oralste te wees op dieselfde tyd. Want dit is die Gees van God, né? En daarom het hy die vermoë gehad om te kan kom daar oralste waar hulle was. En nou was dit belangrik vir hulle gewees om te sien, hulle was almal eendragtig weer by mekaar in hoofstuk 2. Dan gaan ons so 'n bietjie aan, en daar het gekom skielik uit die hemel uit, 'n geluid soos 'n geweldige rukwind. En daar is, in die huis is gevul, die rukwind het binne in die huis gevul. En daar is dit deur hulle gesien, tonge, gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel het, en op almal kom sit het. En die Bybel sê, en ons almal gevul met die Heilige Gees, en hy begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het. En nou in Jerusalem, nou gaan ek net vir julle vertel, in Jerusalem was daar klomp verskillende nasies, want dit was net na, die Pinkster was 'n Pinksterfees, op die 50ste dag, was 'n Pinksterfees, die Hemelvaart, toe 10 dae, toe Pinkster, dit was 'n fees, en daar klomp nasies van oralste het na Jerusalem gekom. En in die Bybel gaan lees, hier was 16 nasies, wat daar was. En toe hoor hulle sê, maar hoe is dit moontlik dat ons hierdie ouens, en elkeen ons eie taal hoor praat? Né? Jy hoor, nou al die nasies het gehoor, hierdie klomp joetjies praat ons taal. En jy kan gaan lees, omtrent 16 verskillende nasies. En met dit, kan jy nou glo, en toe die mense gesê, kyk, daar was seker 'n gesig gewees, om dit te kon sien, het hier 120 mense uit daai bovertrek uitkom, almal praat verskillende tale, almal is opgewonde, almal dans, almal tree op, soos dronk mense, en dis toe hulle sê, hoorie, hier mense is vol soet wyn, né? Hulle is vol soet wyn, en toe Petrus met hulle begin praat, en gesê, luister, dis nie wyn nie, dis wat Joël aan ons beloof het, dat in die laaste dae gaan die Gees van die Here op ons uitgestort word. En, maar wat nou interessant is, toe vra hulle, die ouens wat dit aanhoor, vra toe vir die Here, vir Petrus, luister, wat moet ons doen? En hy sê, bekeer julle, dat elkeen van julle gedoop word, julle sal hierdie gawe, die Heilige Gees ontvang. Nee, dis 'n gawe. Dan sê hierdie belofte, kom julle toe, en julle kinders. Ons is nou die kinders van hulle, né? En almal wat daar ver is, vir die wat die Here, wat God, ons Here, ons God, na hom toe roep. Hulle kom, en die mense wat die woord gehoor het, en dit met blydskap aangeneem het, is gedoop, en dit was 3000, daai dag. Dit is eenvoudige preek, maar die Bybel sê, oralste waar die woord gepreek het, het God saamgewerk met wonders en tekens. Pinksterdag is geskiedenis, en nie net geskiedenis en emosie nie, né? Pinksterdag is toe die vuur van God na ons as mens toegekom het. Toe ons 'n stukkie God gekry het van die Gees, toe die Gees van God op ons kom sit het. Is dit nie so nie? Die dag is die geboorte van ons kerk. Toe die Heilige Gees op die aarde gekom het en uitgestort is op daai mense. En eendag toe vra hy ou vir my, dis hervormingsdag, vier julle nie hervormingsdag nie. Ek sê nee man, ons kerk kom nie van hervorming uit die katholieke uit nie. Ons is die protestante nie, ons het nie geprotesteer teen die paus nie. Ons kerk kom in Handelinge. Van daar af het ons kerk gekom. En as jy lees, die geskiedenis lees, jy sien dat God het heeltyd sy vlammetjie aan die gang gehou. Die kerk het minder programme en storieetjies nodig en movie nights en wat, noem dit wat jy wil, en daar's kerke wat tot singles aande hou en sulke goed. Het minder van dit nodig. Hulle het minder nodig van
prosperity preaching. Hulle het minder nodig van maak my goed voel. Maak my dat ek is die een. Jy weet, ek is die belangrikste. Ek is die main peanut in die pakkie. Hulle het nie meer daai predikings nodig nie. Al wat ons nodig het, is die Heilige Gees van God op ons nodig. Ons het die vuur van die Here nodig in ons lewens, in gemeentes. Dit gaan nie oor getalle nie, dit gaan nie oor wie wat is nie, dit gaan oor dat die vuur van die Here werklik nog bestaan in 'n gemeente en in jou persoonlike lewe. Dit gaan oor heilige prediking, dit gaan oor om jou, en ek noem hierdie voorbeeld altyd, as iemand, hulle sê, hierdie ouens sê, luister, die Bybel sê, dit moet als tot stigting van die gemeente wees. As 'n ou 'n liter brandewyn op 'n aand uitdrink, hoe gaan jy daai ou stig om vir hom te sê, luister, mooi so man, drink 2 liter brandewyn uit. Jy is die beste brandewyn drinker in Villiers. Is party mense, as jy stig, is dit nou wat jy bedoel om mee stig. Maar die goddelike betekening van stig, om 'n gemeente te stig, is om daai ou van die brandewyn af te kry, en om te kry op sy knieë, dat hy sê, Here, hier is ek, maak met my wat U wil. Dan stig jy die persoon, en jy stig die gemeente. As ons dink wat het laas naweek gebeur, die gebeurtenis om 4 mense te doop het die gemeente gestig, die mense kon nie op getuig vanmôre van dit nie. Dis stigting van 'n gemeente. Hou op met jou sonde, kom by die Here uit. Hy het 'n doel vir jou lewe, hy wil jou gebruik, en hy kan jou gebruik alleenlik, as jy klaar maak met die dinge van gister. Maak klaar. Op 'n suikerrietplaas, 'n vuur wat ons skoon maak, né? Is 'n vuur wat brand. As jy dink op 'n suikerrietplaas, ek weet nie wie van julle ken suikerrietplase, wie kom van Natal af nie. 'n Suikerrietplaas is, daai suikerriet is teen mekaar geplant, lyk soos 'n rietbos. Voor hulle begin oes, steek hulle hom aan die brand. Al die blare brand, net die riete staan. Dan gaan die ouens in, hulle kap dit met pangas af. Anders dan moet hulle al die riete afkap. Hulle steek dit eers in die brand, laat dit af. Dis die vuur, hy heilig, hy maak skoon, daai goed wat in die pad staan tussen jou en om suiker te word. Daai riete is waar die rietrotte inkruip en al die goeters. Dit moet uit. Daai rotte wat tussen daai, weet nie of julle rietrotte al gesien het nie, dis sulke goed. Wat tussen daai riete bly, vlug vir die vuur. Demone vlug as die vuur van die Here op ons kom. Demone, alles wat verkeerd is, wat in jou lewe is, vlug van jou as die vuur van die Here op ons afkom. Daarom het ons die vuur van die Here nodig in ons lewens. Luister, dis nie 'n aangeplakte ding nie. Dis nie 'n aangesitte ding nie. Vuur maak jou heilig, maak jou skoon. En almal rondom jou sal sien dat jy het 'n oefening gehad met die vuur van God. Daarin, as jy begin van die AGS en Villiers, in Suid-Afrika, het daar 'n Moses Patmos sendingstasie begin het, was 'n ou swarte, wat uit Afrika uitgekom het, het gevra het, waar kan ek die vuur van die Here kry? Al wat hy gesoek het, hy het nie geweet van 'n Bybel, hy het van niks denominasies geweet, hy het net gesê, ek soek die vuur van die Here. Tot hy en John G. Lake by mekaar kom. En hy Patmos bediening begin. 'n Groot sending besigheid in Suid-Afrika begin, net toe hy met John G. Lake ontmoet, en hy die vuur van God op hom kom. Ons kan nie nêrens te gaan sonder daai vuur van die Here nie. Die salwing van die Here breek jukke. Daar waar die vuur is, daar die salwing van die Here is, daar word jukke gebreek. Mense word gesond onder die salwing van die Here. Oom Nikkie het 'n hakspoor gehad, ons het gesing, ek en Jacques het aan mekaar gehang, ons het gelyk soos daai ouens wat uit die boefretrek uitgekom het, en onthou jy Bonita, en oom Nikkie het daar gesit in 'n stoel, hy kon nie loop nie, hy het net by hom self besef, hy moet daar by my en Jacques kom.
In die oomblik toe hy sien, toe staan hy daar en sy voete is genees, hy is 100%, niemand het hande op hom gelê nie, niemand het hom gevat nie, niemand het vir hom gebid nie, die salwing van die Here wat in daai vertrekkie was, dit was in 'n sitkamertjie, het hom genees, het die jukke gebreek wat op hom was. Is dit nie reg nie, die teenwoordigheid van die Here. Mense, ons het dit nodig, dit kom saam met die Heilige Gees, soos ek gesê het, God sit op die troon, Jesus sit langs die troon in die regterhand, die Heilige Gees is hier by ons. Die teenwoordigheid van God in Gods Heilige Gees in ons lewens is so kosbaar dat ons dit nie kan los nie. As jy op 'n verkeerde plek kom, op 'n verkeerde dade wil doen, weet jy, die Heilige Gees is in my, om my, oor my. Gaan ek hom invat in die plek in wat ek nou op koester om in te gaan. Gaan ek die Gods Heilige Gees saam met my in hierdie toiletpyp invat, sê maar kroeg, whatever. Gaan ek saam met hom daar ingaan? Ne? Gaan ek in hierdie skinderklomp nes ingaan met Gods Heilige Gees? Nee, jy kan nie. Maar hy sê baie keer, bedroef my Heilige Gees nie, of hy gaan vir jou wyk. Die Heilige Gees kom waar daar honger is vir hom. Wie het nog honger vir die Heilige Gees van God? Wie verlang om gevul en gedoop te word met die krag en die vuur van die Here? Wie daar waar eenheid is, daar kom die Heilige Gees. In Psalm sê die Here gebied sy seun, daar waar broers in eenheid is. Nie waar daar twis is nie. Daar kan jy vergeet, jy sal God se salwing nie daar kry nie, jy gaan nie God se Heilige Gees nie daar kry. Hy is daar, hy gebied sy seun, waar daar eenheid is, waar daar honger is vir hom. Voor die vuur val, was die disippels in eensgesindheid en in gebed, hulle het volhard in gebed, in Handelinge 1:4. Sien julle hoe belangrik is dit om in eenheid te wees en in gebed te wees? Sonder gebed is daar vir jou geen hoop nie. Ons kan TikToks kyk, ons kan YouTubes kyk, ons kan allerhande boodskapies kry, en jy kan daai koringkorreltjies goed wat jy kry, wat jy uittrek elke môre, jy kan 10 op 'n dag trek. Maar gebed, gebed, gebed. Kom in gebed. Die uitstorting kom waar daar gebid word. Wat het Jesus gesê, wat sal my huis genoem word? Huis van gebed. Toe hy al die diere en goeders uitgejaag het, toe sê my huis sal 'n huis wees van gebed, waar die harte nog dors na die Here. Wie verlang so na die Here, wat sê, luister, ek gaan 'n week op 'n berg sit, en met niemand praat nie, en ek gaan die Here verwag om met my te kom praat, en ek gaan daar wag tot die Here met my praat. Wie het nog so 'n dors in ons binneste om te sê, Here, nie ek meer nie, maar U. Ons bid, daar's 'n prediker, ek het sy CD gehad, hulle het na Joshua, TB Joshua gegaan, om te gaan ondersoek, of hy reg is of vals is, en TB Joshua het seker agtergekom, en hy het al die ouens uitgehaal, tussen die groepe wat ter duisende is om daar te is, sê, kom saam met my, ons gaan bid. Hulle het 24 ouens, hulle was 24 ouens wat soontoe gaan, het al 24 uitgehaal, en hulle het ingestap in 'n ou dam wat afgebreek was, soos die sementdam hier agter, wat stikkend was, net die vloer is daar, en daar in die sementdam gestaan, en TB Joshua het begin bid, en hy het vir ure gebid, gesê, al wat hy gebid is, Here, minder van my, meer van U. Vir ure het hy dit, net daai gebed gebid, en hy het opgestaan en gesê, kom, dis reg, ons gaan terug, en die wonders het gevolg. Ja, dors ons nog na die Here, wag ons, verwag ons die Here, onthou, hy wil met ons 'n verhouding hê, hy wil ons vul met die Heilige Gees, hy het dit vir ons beloof, maar wag ons op die Here, of maak ons sommer vinnig, gou
trek 'n koringkorreltjie uit nie, ek het klaar my Bybel gelees, check gou TikTok, okay, ek is reg, in die bed. Spandeer ons nog daai tyd om met die Here in sy woord te sit. Die mense is gelukkig, hulle sê die Here orgelbestemme gehoor. Bonita het dit al gehoor, ek nog nie, maar ek het die Here gehoor binne in my hart as ek sy woord lees. As ek in die Bybel is, en die woorde klim uit, en hy praat met my, dan weet ek, dis die Here wat met my praat. Ek kan die salwing voel, en al die goeders wat daarna volg, is daar, maar jy kan nie op dit gaan, en sê die Here het met jou gepraat nie. O, die wonderlikheid van die Heilige Gees. Kragtige prediker. Hy is daar om ons te help, om ons te lei, en ons te troos, en vir ons 'n helper te wees. God stort nie sy Heilige Gees op trotsaards uit nie. Jaloerse mense, skyn heilig en agterbakses nie. Hulle het 'n ander gees, wat hulle kry, met Jezebel, 'n gees, wat mense rebelle maak teenoor die leierskap van enig iemand. Dis ander geeste daai, dis nie die Heilige Gees nie. Is daar nog honger en dors in 'n gemeente vir die Heilige Gees? Het wag ons nog in die gemeente. Baie keer, as ons net so lekker aan die gang is, dan moet ons stop, né? Dan sit party mense en die ander mense gaan lê, en die ander mense wil die kant toe, en die ander mense wil daai kant toe, né? Maar dis daai op die punt, dink ek baie keer ons gee net te vroeg op. Soos toe Abraham gesê het, Here sal u Sodom en Gomorra vernietig as daar soveel mense is. En hy het afgekom en afgekom en afgekom. As hy gesê het, Here, as daar 4 mense in Sodom en Gomorra, en elke keer het God gesê, nee, ek sal nie vernietig. As jy soveel mense kry, sal ek dit nie vernietig. Tot op die laaste van 5, een ou kort van 4. Daar was 4 regverdiges in Sodom. As Abraham net aangehou het, net een getalletjie nog meer gesê het, maar hy het te vroeg opgehou, en hele Sodom en Gomorra is verwoes. As hy gesê het, Here, as daar 4 of 3 is, sal hy nog steeds die plek verniet. En God sou gesê het, nee, ek sal nie. En die engele het gaan kyk en hulle gekry. Né? Hy het net te vroeg opgehou. Ons hou partykeer met ons lewe en wat ons doen, net te vroeg op. Net te vroeg, ons bid, en dan sê ons, Here, dan lei die telefoon, of die hond blaf, of kar is in die straat. Plaas, dan gaan slaap ons sommer, plaas laat ons weer teruggaan, en sê, Here, ek gaan nie vanaand hier opstaan voor U my seun nie. Net soos wat Jakob gesê het in Jakob rivier, Here, ek gaan U nie los voor U my seun nie. Ek staan nie op vandag voor U my aanraak nie. Dis wanneer die vuur van God op jou gaan val. Moenie kyk links of regs nie, bewaar jou eie hart. Vuur van die Heilige Gees verander 'n mens. Is dit nie so nie? Petrus, voor die Heilige Gees op hulle uitgestort het, was hy 'n bang oukie, hy het weggehardloop, hy was nie eens daar, hy het gesê, Here, in my lewe nooit nie, ek sal saam met U sterf, hulle sal saam met U moet kruisig, ek sal dit nooit toelaat nie, nooit sal ek toelaat dat U gaan doodmaak nie, né? En die eerste oomblik wat hy kry, toe sê nie eens by die kruis waar Jesus gekruisig is, toe hy klaar gaan wegkruip, toe hy Jesus nog aangehou is daar nie, en waar hy geesel is, en al die goeders met Jesus gebeur het, Petrus het daar op 'n afstand geloer. Is jy nie een van hulle nie? Nee, is jy nie een? Man, ek sê vir julle, ek ken die man nie. En hy's weg. Dis hoe Petrus was, voor die vuur van God op hom gekom het. Na die vuur van God op hom gekom het. Preek hy sy eerste preek en 3000 mense kom tot bekering. Is dit nie so nie? Is dit nie wonderlik nie? Dis die verskil wat die vuur van God in elkeen van my en jou lewe kan doen, en wil doen. Die krag van Pinkster is gebore, daai dag. Petrus, ons eerste moderator, of ons eerste president van ons Pinksterkerk. Nee, is dit nie wonderlik nie? Hierdie Petrus, wat gaan wegkruip uit vir 'n meisietjie, wat net gesê, jy is een van hulle. Nou is hy die leier van die gemeente. Eerste gemeente, wat hy ons, tot vandag toe, was hy ons eerste gemeente se leier. Wanneer die vuur val,
Bande breek, mense. Enige verslawings wat jy het, val van jou af. As die vuur van God op jou kom, maar kan hy goed nie staande bly nie. Sonde verloor jou. Jou slegte vriende, jou slegte maats. Jy hoef nie eens te sê, luister gaan, ek doen nie meer daai. Hulle verdwyn self. Die vuur van die Here laat hy ons weggaan. Jy hoef nie eens met hulle redenasie te hê nie. Vrees verdwyn. Petrus gaan in die tempel in. En hy sê vir 'n ou wat daar lam is, luister, geld het ek nie, maar ek het 'n naam. En ek het die gees van die Here op my. En hy sê staan op en loop. In die oorspronklike vertaling sê hy het hom gegryp en opgeruk sommer. En hy het geloop. En hy stap daarin, in die tempel en sê, jy sluit jou toe, jy gaan nie weer van die naam van Jesus preek nie. Hy sê, wat sal ek anders te doen? Daar is net een naam. Hoe kan ek anders doen? Sê vir die hele Sanhedrin, die hele bevel van die destydse kerk, sê dit. Jou geloof word wakker in jou. Omdat die vuur in jou is, begin die logos woord, rema word in jou. En dan is wanneer die Here sê, geloof kom deur gehoor en gehoor deur elke woord wat God vir jou sê. Hierdie is logos, die Heilige Gees, die vuur van die Here maak hierdie woord wat geskryf is lewend in jou binneste, en daarom kan jy sê, toe ek die Bybel gelees het die Here vir my dit en dit gesê, my openbaar, hierdie stuk wat ek gelees het vir my ander betekenis. Dit is die vuur van die Here. Kerke moet weer brand. Hulle sê, daar was 'n kerk gewees, was so oorkant 'n Portugese vis en chips winkeltjie. En 'n Pinkstertyd, hulle hou dienste die aande, en dit gaan woes in die kerk, en die mense kom en sê, die kerk is aan die brand, en die Portugees kyk so uit, hy sien maar die vuur staan op hy gebou. Pastoor Henry het dit nog vir ons vertel. Die Portugees sê, nee, los hulle bid ons elke dag, let the fire fall, wat dit daar wees, en die vuur in die gebou, het die mense binnekant aangeraak. Foto van Angus Buchan by die tent, die eerste tentmeeting van hulle, het daar 'n lig, soos 'n vuur op hy tent gesit. Ek weet nie of jy die foto gesien het. Het die vuur op hy tent gewees, toe hy binnekant wees. En duisende mense se lewens het binne in hy tent verander, toe die vuur opdag. Nie Angus nie, luister mooi, by die laaste Mighty Men waar ek was, het Angus 'n hartaanval gekry na die eerste optrede wat hy gehad het. Hy het hom uitgevlieg met 'n vliegtuig, die Sondag het hy terugkom en hy het daar gesit. Maar, almal het gedink, Angus is nie hier nie. Nou is Mighty Men ook nie hier nie. Maar God dank, die Heilige Gees van God het opgedag. En wonderwerke het daai dag gebeur, soos nog nooit van tevore wat ek gesien het nie. Wat hulle het oral sy TV-kameras gehad het en geneem het, soos wat wonderwerke gebeur het. Hulle het groot, die vierkantige bale oral gesit vir sitplekke. Dan hoor jy klein groepies ouens, ou bidtiere, dan hoor jy hoe skree daai mense, dan staat hy uit op 'n rolstoel uit. Angus was nie eens naby nie naby nie. Die vuur van God is belangrik vir ons almal. God roep ons om warm te wees, né? Baie kerke, baie mense het 'n vorm godsdienst aangeneem. Dis hoe 'n kerk moet lyk. Dis hoe 'n pastoor moet lyk. Dis hoe 'n ouderling moet lyk. Dis hoe die ou moet lyk. Dis hoe daai ou moet lyk. Tradisie, kom in, sing 'n liedjie, sit 'n bietjie, gooi 'n tikkie en gaan huis toe. Is dit nie so nie? Hulle wag nie meer op die krag van die Here nie, op die vuur van die Here. Ons hou ons op met allerlei programme, ons hou ons op met allerlei dinge van God, maar nie met God. Is dit nie so nie? God roep ons om warm te wees, en nie koud of lauw nie. En dan spoeg hy jou uit. Die vuur van die Here maak jou warm. Romeine 12:11. Wees nie traag in die ywer nie. Wees vurig van gees. Dien die Here. Opdrag van Paulus aan Romeine. Hy sê, moet nie traag wees nie. Kyk, 'n traag ouetjie
het nog nooit iewers te gekom nie. Hy is altyd daar as alslag gebeur het. Jy weet, my pa het altyd gesê, ek en my broer was maar haastig, my pa ook. Ander ouens het gekyk as dinge gebeur, ander ouens het gewag as dinge gebeur, ons het dinge laat gebeur. Jy hoor, ons was haastig van persoon geaardheid. Hy sê, wees nie traag in die ywer nie, wees vurig van gees, en dien die Here. Moenie sit op jou vuur nie. Die wêreld het nie nog koue Christene nodig nie. Mense, baie keer sien ons, dat Christene, daar's twee spanne, 'n Christene en 'n heidenspan, né? En ons Christene trek het Christen t-shirt aan, né? En ons draf op om te gaan speel teen die ander span. Nee, is maar so. Dis hoe rugby werk, ons sê maar rugby. Maar nou die ou wat die Christen t-shirt aan het, sê maar hy draf op en hy elke slag as hy bal kom gee dit vir die ander span. Of hy gaan druk die 3 daai kant, dit het ek op TikTok gesien. En dan gaan druk hy 3 daai kant, en dan gaan druk hy 3 daai kant, en hy skop die bal uit. Hy speel alles in die ander ons hande. Wat 'n Christen is dit? Wat 'n spanmaat is dit? 'n Christen, wat die t-shirt dra as Christen, moet optree soos 'n Christen. Is dit nie? Jy lyk anders, jy ruik anders, jy smaak anders, jy tree anders op, jy dink anders. Want die vuur van die Here het die ander goed weggebrand. Die wêreld wil sien mense wat bid. Bidders is mense wat dinge verander. Bossie se swaar dogters, Bossie se dogter se skoonpa was 'n pastoor van Stratum. Was mense wat gebid het. Hy het een nag gebid en hy slaap in 'n eenmans tentjie. En hy het gebid en hy het tale gebid en hy het gebid. Volgende oggend toe hy die tentjie uitklim, dus knie laat 2 rabbies van die Joodse moskee of kerkie net so oor kan die pad. Toe knie hulle by die tent. En hulle praat met hom Hebreëus en hy sê, hoor hierso, ek verstaan julle nie. Hy sê, jy moet lieg nou man. Jy het die hele nag met ons vlotte Hebreëus gepraat. Dis hoekom ons hier uitgekniel het. Jy moet ons doop. 2 rabbies. Maar as 'n man wat in gebed was. 2 weke voor hy dood is, pastoor van Stratum, het hy gebid en hy het in tale gebid vir 2 weke. 2 weke het hy die heerlikheid van die ander kant al beleef. Toe sy skoonseun in die 90% gebrand het. Al wat van hom oorgebly het is net 'n onderbroekrek van dit wat hy aangehaat het. Sy pinkies het afgebrand, sy oë het geborrel in sy kop. Hy het bo op 'n drom thinners met gas gewerk. Toe val die spaak in hy drom en hy ontplof en sy overall was deurweek met die fumes van daai thinners en dit slaat toe als in die brand. Sy vet op sy liggaam het begin brand. Die ouens hom optel, sy hand so op sy kop vat en dit so wegtrek, dan sê die ou sy kopvel agter so op sy hand vas. As hy sy hare so optel, dan sien die ou nog sy hand hier agter. Dan sê die ou, dan sê hulle as hy daai, want hy het nie 'n vel nie, sy vel was afgebrand. Hulle het sulke patches vel begin opsit. Dan sê hulle, as hy teen daai, want hy kan nie vog inhou nie, hy het in so 'n ronde wiel wat hom gedraai het. As hy water drink, loop die water uit hom uit. Daar's niks wat die vog inhou. As hy nie vog hou nie, gaan hy dood wees teen 3. Dan sê pastoor van Stratum, die Here het vir my gesê, hy sal nie sterf nie. Hy sal gaan hierdie getuienis vir hom oral te vertel. Dan sê hulle afsnytyd per sê maar 3 uur, 5 minute voor 3, dan hou hy opdrup die water. Dan sê hulle as sy niere het, weet hy het die vlamme ingeasem ook, sy longe is ook verbrand, als binne als. Sy niere het gaan staan, dan sê hulle maar, hy moet nou die vog deurwerk, die vog moet nou uit die bloed uitkom. As sy niere moet begin werk, tot op hy stadium, want hy het nie are nie, hy het nie vel, hy kan nie vir hom drup sit, die niks nie. As sy niere nie teen daai tyd begin werk nie, is dit verby. Dan sê hom van Stratum, die Here het vir my gesê, hy sal nie sterf. 'n minuut of 3 minute voor die 3 uur, begin hy piepie. Dan leep hy goed uit. So het hy deurgegaan, op 'n woord, wat hy oom gebid het. Hy was 'n bidder soos nog nooit van tevore. Hy het geglo in die wat hy na toe bid.
het geglo in die vuur van die Here, dat hy nog steeds genees, dat hy nog steeds heilig, dat hy nog steeds doop met sy Heilige Gees. Wat heilige lewe het. Mense wat heilige lewe het. As jy nie heilige lewe het nie, kan jy nie sê, jy is met die Heilige Gees gevul, jy is gedoop met die Heilige Gees. Want die Heilige Gees maak jou heilig. Hy maak jou getrou aan jou dienspligte en jou dinge wat jy moet doen. 'n heilige mens, 'n mens wat gevul is met die Heilige Gees, is by sy werk every time, every day, on time. Is dit nie so nie? Jy sê jy nou 'n verkeerde boodskap kry, whatever, of siek is, maar gewoonlik, né? Daai ouens is altyd by die werk. Hulle is altyd op tyd. Hulle respekteer hulle mense wat boerel is. En vol van die Heilige Gees is. Wat praat soos mense wat uit die hart uit praat, soos wat God praat, waar jou woorde God se woorde word. Die Heilige Gees gee krag. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees op julle kom. Is dit nie so nie? Daai woord in Grieks is dynamis krag. Waar kom die naam dynamiet vandaan? Van dynamos, krag af. Dis die krag wat die Here vir jou gee, soos dynamiet. Dis dit. Omstandighede, dit laat jou staan in moeilike omstandighede. As hierdie dynamies krag in jou is, pla goedjies en dingetjies jou nie meer nie. Goedjies was af van jou af. Mense kan jou vervolg. Daar het ek op die groep gesit, wat die Here vir my 1917 gesê het. Ag nie 1917 nie, 2017, né? Ek staan omdat die Here met my is. En dit was in 'n tyd wat ons vervolg was, verskriklik. Maar ons het gestaan. Dis die dynamies krag wat teen daai goed kon staan, nie jy as persoon nie. Jy oorwin sonde. Sonde raak nie vir jou issue nie. Jy maak klaar daarmee. Die evangelie, om die evangelie met vreesloosheid te kan preek, om iewers te kan staan waar mense nonsens praat, om te kan sê, luister, nee. Die Here sê nee, dit werk nie so nie. Jy kan nie jy ophou met sulke gesprekkies nie. Wanneer die Heilige Gees kom, word dooie mense weer lewendig. Nee, is dit nie so nie. Dis herlewing. Die Bybel, ons bid altyd vir herlewing. Iets wat dood gegaan het, moet weer lewe kry om herlewing te kry. Is ek reg? Die Heilige Gees maak dooies weer op en wakker, en lus om die Here te dien. Dis herlewing. God wil dit weer doen. Mense, God het dit nooit opgehou doen nie. Dieselfde God wat in Handelinge 2:1 gepraat het oor die Heilige Gees en die Heilige Gees op hulle uitgestort, is dieselfde God wat ons vandag dien. Dieselfde God wat hier is vandag vir ons. Hy wil weer die Heilige Gees uitstort. Deur die eeue heen het hy dit altyd gedoen. Baie mense, baie kerke sê, nee, die Heilige Gees was een keer uitgestort. Nee, dis nie so nie. Dit staan dan in die Bybel nie so nie. Petrus gaan die hoofman van die Italiaanse leer, Cornelius se huis in, en hy preek nog en die Heilige Gees val op daai mense. Toe hy moet gaan verklaar, hoekom het hy die heidene gedoop? Toe sê, maar die Heilige Gees het op hulle geval, net soos op ons die eerste dag. So dit was presies dieselfde gebeurtenis, wat in daai huis plaasgevind het, as wat in die boventrek plaasgevind het. Gaan lees die Walliese herlewing. Andrew en Evan Roberts. Evan Roberts het net paar goed gebid. Dis om heilig te wees. Here, break me, use me. Maak my reinig, maak my skoon. In die Walliese herlewing het uitgebreek in Wallis, waar het oorgespoel het Amerika toe, en dan rukkie daarna in Azusa straat, waar Seymour 'n huisdiensie gehou het, die herlewing weer begin. In Amerika. Nee? En van Amerika het Suid-Afrika teruggekom, saam met John G. Lake. Nee? Maar, ons het ons eie herlewing ook gehad in Suid-Afrika. Andrew Murray, NG predikant, hy en sy pa het jare gebid vir herlewing.
vir die uitstorting van die Heilige Gees. Hulle het nie geweet wat's dit nie. Daar in 'n Kaapse klein dorpie, hou hulle dienste, hulle hou Pinksterdienste, en hulle hou dit NG Kerk. Hulle hou die dienste. So eentjie af in die straat, is jou sendingkerkie. En 'n kleerling meisietjie vra daar, kan ek vir julle bid? En die ouderling wat daar was, sy naam was De Vries, van, gaan soek op wat het De Vries gesê, wat het daar gebeur. 'n magtige rukwind het ingekom. En toe hy sien, toe bid almal. Die Heilige Gees laat mense bid, dis nie, almal bid, almal bely hulle sondes. Hulle begin sing, hulle begin bid. Toe hulle hardloop verby, hulle gaan roep Andrew Murray, en gaan kyk wat gaan in jou kerk aan. Hy kom daar, hy probeer al stil maak, hy kan niks doen nie. Hy kyk agter die preekstoel, waar is die ouderling? Hier is die ouderling agter en hy praat tale. Agter die lesenaar, agter die poppet. Die ouens het dit uitgeskryf, maar gaan lees wat De Vries gesê het wat daar gebeur het. Hy, die ouderling wat daar was. Dit het aangehou vir 'n hele paar jaar, daai herlewing. Totdat die mense begin boksies aansit, moenies, en dit moet so wees, en dit het doodgeloop. Die Here wil weer die vuur steek, hy wil dit weer aansteek. Waar ons opgehou het, daar wil hy weer. Ons moet ophou speel met God, en weer eens ernstig raak, en soek en dors na die teenwoordigheid van God se Heilige Gees, en na die teenwoordigheid van die Here. Geliefdes, die vuur val, wat op die altaar is, mag nie doodgaan nie. Jy lees dit in Levitikus 6 vers 13. Die vuur wat op die altaar is, moet derentyd brand. Die vuur wat op die altaar was, daai tyd, is deur God self aangesteek by Moses in die woestyn. Het God daai vuur aangesteek. En daai vuur mag nooit doodgegaan het nie, hulle moes net olie gooi. Die vuur wat binne in jou is, kan net van een plek afkom, van God. Jy kan dit namaak, soveel as wat jy wil. Jy sal dit nie reg kry nie. Gods Heilige Gees steek daai vuur aan, en sorg jy, dat daar olie in jou lampie is, om hy altaar van jou nie dood te laat gaan nie. As hy doodgaan, is daar een plek, om dit te kry, die boedelingsbank. Wêreld, ons moet nie gelykvormig wees met die wêreld nie. Skyn heilig is, selfregverdig is, jy weet, dit bring jou ver weg van die Here af. Here, stuur die vuur weer, kan ons sê, en ons moet dit uitroep. As jy moeg is en tam is, die Heilige Gees kan jou versterk. As jy leeg is, die Here Jesus kan jou volmaak met die krag van die Heilige Gees. As jou vuur dood is, God kan herlewing in jou lewe stuur. Dit wil hy doen. Hy het dit deur die eeue gedoen. Is dit nie so nie? Vuur suiwer goud. Hoe gouer, hoe skoner jy goud maak, hoe warmer maak jy hom. Is dit nie so nie? Maar vuur brandstoppels, dis wat eendag in die hemel gaan wees. Of jou werke deur vuur gesuiwer gaan word, of deur vuur opgebrand word so stoppels. Dit is wat jy vir jouself moet dink. Die vuur van God maak jou suiwerder en suiwerder en suiwerder. Die vuur van die ander plekke maak jou swarter en swarter. Die Heilige Gees is nie loud nie. Die Heilige Gees is 'n sag, soetig, sagte eenheid van die drie eenheid, né? Die Heilige Gees onderwerp hom aan die leierskap van die Here. Is dit nie so nie? Hy sê, die Heilige Gees sal julle alles leer wat ek gesê het. Hy sê julle onthou wat ek gesê het. Hy sal nou, Jesus self het gesê, ek gaan niks doen wat die Vader my nie gesê het. En die Heilige Gees sal niks sê of doen wat die Seun nie gedoen het. Die mense vol van die Heilige Gees onderwerp hulle aan 'n leierskap. Daar's geen selfregverdiging in so 'n persoon nie. Niks. Is dit nie so nie? Dis tekens
van mense wat vandag gevul is met die Heilige Gees. Die Heilige Gees mense is nie jaloers op mekaar. Die Heilige Gees gevulde mense help mekaar. As iemand val, tel hy hom op. As iemand seer kry, help hy hom. Partykeer, soos wat ons gehoor het, moet jy maar 'n bietjie kwaai raak. Want die demoon daar binne wil nie altyd mooi luister nie. So jy moet maar 'n bietjie hard praat met iemand, né? Maar die uitkoms van dit is altyd suiwerheid. En liefde en goed. Mense, ons aanbid nie mense nie. Ons aanbid die Here van die leerskare. En as ons nie met dit regkom nie, dan gaan ons onsself aanbid en onsself dink ek is so oulik. I have arrived. Dan is jy nie gevul met die Heilige Gees. Daar's baie tekens wat mens kan sien as iemand gevul is met die Heilige Gees. Amen.